Goeiemôre julle, baie welkom saam met ons vanmôre. Ek sit hier onder die blou hemel op 'n bousite. Ons begin vanmôre met 'n splinternuwe reeks en ek noem dit die visie maak sy mond oop en toe. En toe vra ons 'n vraag. En toe? Nou wat luister jy? Wat se inspraak kry jy? Wat se lewensuitkyk, jou lewensbeskouing? Hoe werk dit? Wat gebeur? Waar kry jy jou inligting? Waar kry jy jou motivering, al daai tipe van dinge. Vanoggend spesifiek praat ons oor die tema van wanneer die regte lewe en geloof ontmoet. Ek sit hier op 'n bousite spesifiek waar mense besig is, hulle het ons kinders 'n ou huis gekoop en besig om hom op te gradeer en te verander in 'n besigheidperseel. Maar gistermiddag toe ons hier deurloop, toe kom dit net by my op dat die mense wat hierdie huis gebou het aanvanklik, kan jy dink die excitement, die wow, weet, maar ek wil hierdie kas daar hê en die plak moet hier wees, nie daar nie. En as jy terugstaan en sê, die teëls lyk mooi. Kyk hoe mooi is die badkamer. Wow. En dan 'n jaar of 10 later, dan stap die volgende ou in en hy sê, ja, dis mooi, dis funksioneel, maar dis nie wat ek wil hê nie. Kom ons begin van voor af. En dis baie keer hoe die lewe met jou werk. Ons sit in hierdie seisoen van die buitelanders wat land uit is en ontheem is, they've got nowhere to go, maar hulle gaan terug huis toe, dit is so. En ons gaan nie nou kommentaar lewer oor wie se skuld en hoe en waarom wat nie, maar dit gaan oor mense wat planne het, ek en jy wat lewe, en dan val daai planne in mekaar, maar dan die belofte van God om dit vir ons te kom herbou. So dis ons boodskap vir die dag, dis waarmee ons besig is. Kom ons bid saam, dan begin ons. Vader, dankie vir u liefde en genade wat vir ons nuut is vanmôre. Dankie Here dat ons kan weet, dat ons weet, u is en bly goed, want u is God. U bly in beheer van ons lewens, Here, en as ons in 'n seisoen van restaurasie kom, van afbreek en opbou en oorbou en regmaak en mooi maak en doelgerig maak, Here, dan is dit my gebed in Jesus se naam vanmôre, dat u vir ons kom ontmoet waar ons is, dat ons regtig sal weet, Here, dat dis oukei. Ons het dalk swak besluite geneem, ons het dalk intentioneel swak besluite geneem, ons het dalk per ongeluk na die verkeerde advies geluister, Here, maar dan kom ons vanmôre en ons sê, Vader, hier is ons gee oor, ons vra, kom en breek af dit wat nie van u is nie, en kom en herbou deur die Heilige Gees. Here, bring u gees van waarheid, bring u gees van oortuiging, bring u woord vanmôre om te gebruik en te kom herstel in ons lewens. Ons eer u, ons dankie in Jesus se naam. Amen en amen. Ek weet nie waar jy is vanmôre nie, jy aanlyn baie welkom as jy ingeskakel is. Maar as ek nou so kyk hier rondom my, dit lyk na totale chaos. En dit lyk of iemand se planne aan skerwe lê. Iemand het hier besluite geneem oor 'n lang tyd, 'n plan gevestig, 'n plan gebou, 'n droom gebou. En die volgende ou het ingekom en gesê, good plan, but this is the God plan for now. Ek het hierdie gebou nodig, ek het hierdie perseel nodig, maar ek wil hom verander na my behoefte, na my doel, vir dit wat ons hom voorgekoop het. En God kom vanmôre met jou, en hy sê, jou lewe het jy gebou tot hier, binne sy wil, binne sy perfekte wil, met foute, maak nie saak nie. Maar ek wil hê ons moet vanmôre op 'n punt kom waar ons sê, Here, kom ons default na factory setting van ons skepingsdoel om u te verheerlik, ons skepingsdoel om Jesus met vel aan te wees vir mense rondom ons. Kom ons stop net dit wat nie van u af is vanmôre nie. Ek eer u daarvoor, Here, dankie dat ons dit kan doen. Jy sien, Spreuke 16 vers 9 sê, die mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy koers. Ons het al hoeveel keer daarvan gepraat. God se toelaatbare wil, daar waar ek en jy loop, ons bepaal die pad. Ons weet waarheen ons op pad is, ons weet wat ons wil hê, ons weet
al hierdie goed, en dis nie verkeerd om drome te hê nie, dis perfek. Maar God kom vanmôre, hy sê, ek bepaal jou koers, ek slaan vir jou pen in, onthou julle klein tyd op die plaas, voordat ons GPS'e gehad het en al hierdie dinge, as jy moet ploeg, daai eerste ry wat jy ploeg moet jou valjap hê. Dan het jou pa gegaan en daar aan die ander kant van die land so 'n pen ingeslaan met 'n vlaggie. Dis die koers, dis waarheen ons gaan. As daai eerste lyn reguit is, dan loop die res saam. Maar as daai eerste lyn so maak, dan het jy moeilikheid, dan het oupa met jou geraas, groot moeilikheid. God sê, ek bepaal jou koers, ek slaan vir jou 'n pen in, om vir jou te sê, hier is ek, hier is my wil, kom ons loop hierdie pad saam. God se beskerming op hierdie pad. Sy beskerming beteken eenvoudig dat onvervulde planne is nie 'n straf nie, maar dis moontlik God se manier om jou teen 'n verkeerde rigting te beskerm. Met ander woorde, kom ons gebruik hierdie metafoor van ek en jy ploeg, die paaltjie is daar met die vlaggie, God het ons koers vir ons vasgeslaan, hier kom ons. En jy ry en jy ry en jy ry, maar hier staan 'n boom. Hierdie boom hier agter ons is blykbaar die grootste van sy soort in die dorp en die oudste. Dis nou amptelik so genotuleer, hulle mag hom nie afsny nie, dis 'n gedenkding en 'n wat. Maar ek en jy het 'n plan. God het die koers ingeslaan en ek en jy kom en hier gaan ons en ons kry so 'n boom. Ons kry 'n obstakel, ons kry wat nou? Wat nou? Die feit dat die plan moet verander. Die feit dat die plan bietjie aangepas moet word. Die rigting en die koers bly dieselfde, maar die pad gaan dalk 'n bietjie in 'n ander rigting. Dis nie noodwendig 'n straf vir jou en vir my nie. Ons dien nie 'n God wat sit en wag dat jy 'n fout maak en hy sê 1-0 vir jou, bom, kry vir jou. Nee, glad nie. God sê, wie wat, ek sien jou goeie intensies, ek sien jou planne, maar ek wil hê jy moet vanmôre fyn luister en die onderskeid tref tussen 'n good plan en 'n God plan. Vir ek en jy, daar waar die regte lewe gebeur en jou geloof kom ontmoet, jou geloof kom toets, om te sê, maar hier kom jy nou by 'n boom, hier kom jy by 'n doodloopstraat, waar jy nou? Onthou julle die GPS'e, daai vrou wat die hele tyd sê, recalculate, omdraai, draai links, dan is dit 'n eenrigting, jy kan nie links draai nie, want die pad het verander en niemand het die ding ge-update nie en, recalculate, as jou planne verander, dis nie 'n straf van God af nie. Dis net God wat langs jou in beweging vir jou sê, maar luister jy nog? Of is jy so vasgevang in jou plan, dat jy vergeet het wie jou leidsman is? Jy is so op pad na die koers van die rigting, van die teiken, dat jy vergeet het om te leef langs die pad. Ons sien hierdie perseel in ons geestesoog oor 'n maand, 6 maande, skoon, geplavei, operasioneel, wow! Maar wat gebeur intussen tyd? Intussen tyd moet jy daai baksteen optel. Intussen tyd moet 'n ou hier sement aanmaak. Intussen tyd verander die planne. So, planne wat verander is nie 'n straf nie. Ware vrede kom wanneer ons verwagtinge neerlê en vertrou dat God se pad die beste uitkoms bring. Elke môre as ons opstaan en sê, Here, ons gaan vandag na ons bouperseel toe. Ons het 'n plan. Ons weet waar die vlaggie staan, ons weet waarheen ons op pad is, maar kom Here en wys vir ons u plan. Wat is belangrik? Wat is dringend? Wat is dringend maar nie belangrik nie? Wat is dringend en belangrik? Julle, kom ons wees reël. Jy kan nie net opstaan en sê, maar ek het 'n plan, ek is op pad, ek's 'n dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis. Nee. Jy moet op 'n punt kom waar jy submit en sê, Here, ek sien die teiken, ek sien u plan, ek sien die koers, ek's op pad. Ek sien die outcome hier by hierdie bouperseel. Maar Here wys ons, bring die regte spelers op die pad. As ons plumbing doen, bel die plumber. As ons elektrisiteit doen, bel die elektriesien. Moenie jou eie planne volg. Jy gaan 'n beautiful huis bou.
Jy gaan 'n kantoorkompleks hê wat skrik vir niks, sonder ligte. Haha. Jy gaan by die toilet kom, die knoppie druk, die handle flush en daar gebeur niks. En dan? Wat dan? Dan het jy uitgekom op 'n punt waar God vir jou sê, maar jy het my gemis langs die pad. Jy het nie geluister na dit wat ek vir jou sê nie. Nou, hoe werk dit? Hoe werk dit? Hoe kom ons daarby uit? Hoe kom ons daarby uit om God se plan regtig te hoor? Ek wil jou uitdaag vanmôre om te kyk na jou gebedlewe. Dat ek en jy nie net mooi bid nie, maar dat ons eerlik sal bid. Koos, kom aan, hoe werk dit? Julle, hoor my. Daar's nie oordeel in my hart vir hierdie goed nie, maar ek het 'n vraag in my kop, in my hart. As ons vanaand gaan lê in die bed en daai 30 sekondes voordat jy aan die slaap raak, dan onthou jy, o ja, ek het nog nie gebid nie. Here, vergewe my vermenigvuldigde sondes. Wat praat jy? Jy het die heel dag gehardloop met jou plan, met jou proses, met jou, dat jy weggehardloop het van die gees van die Here af? As ek en jy intentioneel oomblik vir oomblik, minuut vir minuut in die teenwoordigheid van God leef onder die leiding van sy gees, die oomblik as jy aanjaag, die oomblik as daar fout gaan, die oomblik as jy 'n sonde doen, dan sê die gees van die Here vir jou, wat doen jy nou? Dis waar ek en jy stop en sê, Here, ek het hier en nou aangejaag, vergewe my, help my dat ek dit nie weer doen nie, in Jesus se naam, dankie. Dan gaan jy nie daarby kom om vanaand te bid vir my vermenigvuldigde sondes. Jy kan nie eers onthou nie. Jy bid net so 'n blanket, laat ingeval iets fout gegaan het. Ek vra vir jou, kom in 'n eerlike van godsdiens, van 'n tradisie, van 'n kultuur, van 'n gewoonte. Kom in 'n lewende verhouding met God die Vader deur sy Heilige Gees se leiding onder die bloed van Jesus en kom op 'n punt waar jy sê, Here, hier is ek. U sien my hart. U ken my gedagtes nog voordat ek dit uitgespreek het. Hier is ek, Here. Ek lees vir jou Matteus 6 vers 10, die Onse Vader. Jesus leer die disippels en hulle bid en hy sê, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied op die aarde, net soos in die hemel. Jy sien, Jesus kom nie en sê, Here, ek het 'n plan, ek wil regtig vra, Here, dat u hierdie planne sal eer en sal seën. Here, ons bid u blessing oor dit wat ons gaan doen. Nee. Daai is 'n opregte gebed, maar dis so opreg nie God se wil nie. God se wil sê, Jesus sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Here, wys vir my, ek loop agter u aan. U loop nie agter my aan nie. U goedheid en guns, die volg my, verseker. Ons het nou in die verlede maand se reeks gepraat van signs and wonders will follow the preaching of the word of God. Maar jy sien wat gebeur. Ek en jy gooi signs and wonders en dan hoop ons God se gees kom by. Kan nie so wees nie. Kan nie so wees nie. Jesus bid in Getsemane, Lukas 22:42. Hy sê, Vader, as u wil, Jesus weet wat gaan hier gebeur. Hy gaan gearresteer word, hy gaan gemartel word, hy gaan gekruisig word, hy gaan sterf. Maar tog bid hy en hy sê, Vader, as u wil, neem tog hierdie beker van my weg, laat egter nie my wil nie, maar u wil geskied. Jy sien, Jesus gaan nie in ontkenning in, hy sê nie vir die disippels daar in Getsemane, hoorie manne, kom ons slaap 'n bietjie. Kom ons slaap hieroor. Ons hoor wat sê die Here en dan môreoggend as ons wakker word, is dit verby. Dan gaan ons aan, want sy genade is vir ons nie elke môre. Nee. Jesus face hierdie ding. Jesus weet wat kom. Jesus sê, Vader, hierdie is nie vir my lekker nie. Vader, hierdie gaan taai wees, maar u wil, nie my wil nie. Hoe bid ek en jy, terwyl ons hierdie huis bou, terwyl ons 'n lewe bou, terwyl ons 'n droom bou, bid jy uit gewoonte, of bid jy regtig, eerlik, uit jou hart uit? God ken jou gedagtes, nog voordat jy dit uitgespreek het. My boetie, my sussie daar buite, moenie speletjies speel nie, want die lewe gebeur. Dawid self, Psalm 31, hy sê, my lewe is in u hande. It's amazing hoe ons bid, Here, hou u hande oor my lewe. Nee, Here, ek plaas my lewe in u hande. Ons gee nie die Here opdrag nie.
Natuurlik vra ons vir beskerming en ons smeking en danksegging en dis perfek. Maar wat gaan in jou hart aan as jy sê, Here, asseblief bly vandag by my? Dit moet andersom wees wat sê, Here, help my om by U te bly vandag. Ons moet werk. Ons sê dit vir mekaar, jy beplan en jy werk asof daar geen gebed is nie. Jy bid asof daar geen beplanning is nie. Maar ek en jy se eerlikheid, se opregtheid, kom daarmee dat wanneer die lewe gebeur en jou geloof onder die toets kom, jou geloof equals verhouding. Ek glo in God die Vader. Op grond van wat? Op die grond van Jesus se kruisdood vir jou en vir my. Jy sien, ons kan nie net sinnetjies opsê en Bybelversies quote. Ek en jy moet dit internalize. We need to start living according to the word of God. Ek en jy moet begin eerlik raak met onsself. En wat gebeur hier? Daar kom vrug op jou lewe. Daar kom vrug op jou oorgawe en verootmoediging. Wat beteken oorgawe? Here, ek gee alles vir U. Baie dankie dat U my vertrou as die rentmeester oor dit wat hier gebeur. Dankie dat U my middele gee en mense gee om te help en dankie Here, dis kwaai, maar ek gee oor. Ek gee oor, Here. Ek kom en ek tree vandag aan, ek wil die manager wees. Ek is nie die MD nie. Here, en dan praat ons van verootmoediging. Verootmoediging is eenvoudig om te sê, ek weet nie, U weet. Dit is, ek verootmoedig my. Ek kom lê myself bloot. Ek kom stel my hart oop. Ek maak my kop oop, my gees vir U inspraak. Gebruik die regte mense, stuur die regte mense. Dis die vrug van oorgawe en verootmoediging waar die Here vir jou sê, ek gee vir jou 'n toekoms en 'n hoop. Ek gee vir jou 'n toekoms en 'n hoop. Julle, ons ken hierdie versie, almal van ons, uit ons koppe uit Jeremia 29:11. Ons print dit op fotorampies, ons print dit op ons karre se spieeltjie, ons plak dit op by die kas, ons print T-shirts. Ek ken die gedagtes, sê die Here. Ek weet watter gedagte ek koester oor julle, sê die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hierdie belofte wat die Here vir die volk Israel gee, het 70 jaar gevat julle om tot vervulling te kom. 70 jaar. Maar as ek en jy vandag hierdie belofte van God vat, dan kan ek en jy nie waag om te sê, ag nee wat, ons het nog 69 jaar en 10 maande, ons kan intussen tyd maar doen wat ons wil. Nee. Nee, jy kan nie dit doen nie. Daai skrif word vandag vir jou waar. Die volheid daarvan kom op jou lewe. 70 jaar is 'n lewensiklus. Dit kom oor jou totale lewe waar God sê, ek weet wat ek vir jou beplan. Goedheid, voorspoed, oorwinning. Uit dit uit kry ek en jy wat se beloning? Kry ek en jy wat se reward? Goeders, 'n mooi huis, 'n mooi kantoor, ja, dit ook. Maar God kom en hy gee vir jou geestelik oorvloed. Geestelike oorvloed, dat as jy in hierdie klaargeboude huis ingaan, as hierdie projek afgehandel is, as hierdie plek geplaveie is en al hierdie bourommel is weg en dis geverf en daar's dakke op en dat jy kan terugsit en sê, alle eer aan die Here. Alle eer aan die Here. Ja, ek het hard gewerk. Ja, ek het beplan. Ja, ek het planne gemaak hier, papa. Hier was 'n paar uitdagings. Maar alle eer aan die Here. Dit is 'n geestelike oorvloed. Dit is 'n geestelike beloning. Ons lees dit Efesiërs 3 vers 20. Aan hom, aan God, wat deur sy krag in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons dink of bid of dink. Kan jy dink wat se seën kom daar uit jou lewe uit, wanneer jy regtig submit, wanneer jy jou verootmoedig, wanneer jy sê, Here, neem beheer, Here, ek gee oor, Here, help net, hier kom 'n ding. Dan wil ek vir jou sê, wanneer jou planne begin afbreek, is dit vir jou 'n oorwinning. Dis nie straf nie, dis vir jou oorwinning, want ek en jy kom op 'n punt waar ons sê, ek het so bietjie die pad verlaat, maar ek is terug. God het my kom haal, het my nie gelos nie. Doe julle daai liedjie wat sê, laat my nooit die pad verlaat nie. Hoeveel keer loop ek en jy
met so spoed, met soveel doelgerigtheid, met soveel intensie, dat ons vir God wegloop, of onder sy genade uitloop, of uit sy plan uitloop. Ek en jy moet kom op 'n punt waar ons sê, Here, wat in ons werk is magtig om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Fisiese geestelike voorsiening, Filippense 4 vers 19, my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus. Hier het 'n ding my gevang. My God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy rykdom en heerlikheid, nee, volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Jy sien, Paulus skryf hier, hy sê, die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God. God is so ryk in heerlikheid. En daarom, in Christus Jesus, sal ons hierdie beloning kry. Ek wil jou vra, hoe loop jou planne? Hoe loop jou lewe? Hoe loop jou ritme? Is jy regtig minuut van minuut in die teenwoordigheid van God? Is jy regtig intentioneel oopgemaak, ingetune om sy gees inspraak te hoor? Hoor wat sê Dawid, seën en dankbaarheid wat kom, Psalm 2:65, ek maak klaar. Psalm 65 vers 12 sê, U kroon die jaar met goedheid. Ek bid dit vir jou. Ek bid dit vir jou. Ek bid dat God vir jou nie net in 'n oomblik, in 'n seisoen, maar in dit wat kom, in tye, vir jou sy goedheid gaan gee. En Dawid skryf, hy sê, en u voetspore drup van oorvloed. Ons het al hoeveel keer hieroor gepraat. Rabbi van oudtyds, as Jesus jou roep, daai tyd in die Israelse kultuur konteks, jy loop so naby aan jou rabbi, dat die stof van sy voete op jou kleed val. Dawid bid dit hier en hy sê, Here, ek wil so naby aan U loop, dat die soetheid, die vrug van U lewe, van U goedheid, van U liefde, van U genade, van U vergifnis, van U voorsiening, van U beskerming, dit moet drup op my. Dit is my gebed vir jou. Mag dit vir jou so wees. Mag dit vir jou regtig waar word waar jy vandag sit met 'n plan wat dalk nie gewerk het nie. Wat 'n dimensie vir jou lewe ook al, ek gaan nie nou eers probeer voorbeelde noem nie, jy weet waar jy is. As jy vandag voel, my plan is besig om te crash of het gecrash, dis nie straf op 'n verkeerde plan nie. Dis God se manier om jou te beskerm teen jouself, en hy sê vandag vir jou, kom ons los die planne, kom ons los kultuur en godsdienst en al hierdie dinge, kom ons kom in 'n lewende verhouding met hom, deur sy seun Jesus Christus. Mag dit vir jou waar word, mag dit vir jou reg wees, mag dit vir jou mooi gaan, mag die Here jou bederf met sy teenwoordigheid. Dankie dat jy saam gekuier het, vrede daar waar jy is, mooi gaan, ons praat weer, blessings vir jou.